Ek gesels nou met die kenner wanneer dit by Kersfeesdekor kom. Desiree Lequantre van Santa's Warehouse. Nou ons het so 'n paar dae gelede by haar gaan inloer, maar sy is vandag hier om 'n paar wenke te deel oor hoe om die perfekte Kersfeesgees in jou huis te skep. Desiree, welkom hier by ons. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Nou goed, ons weet dat almal verskillende style het, maar ek wil graag by jou hoor, hoe kan ons persoonlike smaak deel van Kersfeesdekor maak? Ek dink jou smaak word weerspieël in jou huis. Ja. So as jy nou 'n moderne huis het, gaan jy moderne dekor kry. As jy meer 'n warm huis het met leerstalle, gaan jy weet ander tipe dekor gebruik. So ek dink jou huis bepaal absoluut die styl van jou Kersfeesboom en jou Kersfees tafels. En wat sou jy as tradisionele Kersfeesdekor beskou? By my definitief is dit nog absoluut die goud, silwer en rooi. Ek kan dit nou maar met al die kliënte vat dit, dit bly maar nog tradisioneel by ons, definitief. En hoe kan mense Kersfeesdekor aanwend as hulle huis miskien nou, soos wat jy nou gesê het, jy weet modern of dalk minimalisties ook is? Ek hou ook van die minimalistiese look, glo dit. So ons het baie oulike goedjies, so byvoorbeeld mense kry, hier is byvoorbeeld 'n garland, maar kyk hoe modern lyk dit, Elsa. Baie. Dink jy as jy nou 'n huis het met staal en glas, kan dit nou baie mooi lyk op jou Kerstafel. En mens kry ook sulke tipe bome wat letterlik net liggies is en hierdie takkies. En dit is steeds fyn. Dis fyn en dis glad nie daar's nie baie balle nie, dis baie minimalisties, so dit kan baie mooi lyk by 'n moderne huis. Goed, dan wil ek aanbeweeg en verwys na die sogenaamde rustic of die plaasstyl. Wat is die geheime tot 'n knus warm Kersfeesstyl? Definitief die liggie, Elsa. Ons noem dit warm white LEDs. Dit gee 'n warm gevoel. Kyk net na 'n mooi boom daar agter julle ook. Ja. Dit gee definitief 'n warm gevoel. So dit is my raad is die warm white LED lights. En dan moet ons aanbeweeg na die Bauhaus-styl toe. Hoe speel 'n mens met kleur en patroon sonder om dit, as ek nou maar die woord mag gebruik, chaoties te laat lyk? Volgens my is die Bauhaus-styl maar alles beige en bruine, né? So mens moet maar hou by daai twee kleure om dit simplisties te hou en mooi te laat lyk. En dan wil ek ook vir jou vra, klassiek en tradisioneel, hoe hou mens hierdie styl vars en nie ou wêrelds nie? Okay, so as ek gee my daai lief aan. So almal het ons maar 'n Kersfeesboom, maar mens kan ander goedjies ook in die huis doen om jou goeders mooi te laat lyk. Byvoorbeeld dis nou 'n wreath wat jy op jou deur kan hang. Ja. Dan het ons natuurlik die garland, om net hier so uitkry, so 'n lang groen stuk wat jy ook weer ander goedjies in kan sit om dit nog steeds 'n klassieke look te hê, maar jy doen nie net 'n Kersfeesboom nie. So hierdie kan baie mooi op 'n Kerstafel of by die ingang van jou deure. Is dit baie mooi. En wat is die mees veelsidige dekor items wat by enige styl kan pas? Wel, soos jy weet, Elsa, hou ek mos van poinsettias. Ja. Ek love hierdie. Natuurlik linte en jou bubbles is altyd 'n wenner. En is daar slim maniere om bestaande dekor van jaar weer te gebruik, maar dit so 'n bietjie af te stof en in 'n nuwe styl te Ja, omskep? definitief om bietjie goedjies te add, soos hierdie mooi, mens noem dit pieks. Kyk hierdie mooi piek. So dan kan jy nog steeds jou ou goedjies hê, maar jy add net hierdie by en dit gee dit heeltemal ander look. Watter fout maak mense die meeste wanneer hulle volgens 'n spesifieke styl probeer versier? Weet jy, alsa almal kom met Pinterest prentjies by my uit en ek wens ons was in Amerika om al daai mooi dekor te hê. So mense kan nie idee hê, maar jy moet kyk wat beskikbaar is in jou mark en daarvolgens werk. En as jy na ons toe kom, dan gee ons jou raad en sê, kom ons probeer dit, kom ons add dit. So somehow sal ons 'n baie mooi boom kan opmaak of 'n mooi Kersfees kan maak. Kyk, dan is daar ook iets soos die sogenaamde industrial styl of die industriële styl miskien. Hoe maak 'n mens Kersfeesvreugde deel van so iets sonder om dit dalk te warm of te glittery te laat lyk? Ja, weer minimalisties soos met daai takkie van my. En dis dit kan jy ook nog steeds groen doen, net groen, maar dan weer met 'n pear white liggie. Dit is vir my industrieel. Okay. Ja, so dis baie belangrik om te kan onderskei tussen 'n bietjie van 'n warmer gevoel en 'n bietjie van 'n kouer gevoel. Want ek dink al die moderne huise het hierdie helder wit ligte, nie die warm white nie. Ja. So dit sal mooi aanklank van met dit. Nou, okay, kom ons sê daar's 'n bietjie van 'n uitdaging en iemand het slegs 3 items waarmee hulle moet werk. Wat sou jy uitsonder of aanbeveel? Kan ek weer terugkom na my poinsettia toe? Yes, welkom. En hierdie ribbon wat ek ook verduidelik het wat jy kan sny, jy kan hom uittrek, dit gee baie mooi tekstuur aan jou boom. En natuurlik die goedkoopste en die manier waarop jy die boom se volste kan kry is met balletjies. So die 3 items sê ek is 'n must have.
Ek wil net gou vir 'n oomblik stil staan by die liggies want ons het nou verwys na die bietjie meer wit liggies Ja. en dan die warmer gevoel, maar dan is daar ook steeds mense wat hou van die gekleurde liggies, nê? Nee? Baie, veral as jy kinders het, dan moet jy gekleurd gaan. So dit is wat jy dan aanbeveel. Dan is daar iets soos hierdie en ek dink hierdie is net vir my so Ja, verskriklik dit is nou oulik. vir my soos die kiddies, né? As jy nou kindertjies het en almal bak ginger, ek sien julle gingerbreads wat julle gaan doen. Ja. Dit lyk baie mooi en as jy nou kinders het, is dit 'n speelsmanier om jou Kersfeesboom mooi op te maak. Maar dit is nogal uniek en daarom kan ons net na Santa's Warehouse toe gaan om Asseblief, so iets in ja. die hande te kry, nê? Nee. Ek probeer altyd mooi goedjies invoer. Ek voer ook goed waarvan ek baie hou, maar ja, ons soek altyd iets vars en iets nuuts. Nou weet jy, ek was onlangs, ek het so 'n bietjie kom inloer daar by julle en ek dink dit het so mooi gelyk. Ons het maandag daarna gekyk en ek was nogal werklik, ek was verbaas, nie geskok nie, maar dit was net, jy weet, dit gevoel soos in 'n ander land. Jy weet, julle winkel en is so mooi, alles is so verskriklik mooi. Maar ek dink die belangrikste is om te noem dat 'n mens enigiets daar kan kry. En nog iets wat vir my uitgestaan het is dat 'n mens selfs iets soos geskenkies ook daar kan kry, soos die sogenaamde snow globes en Ja. dis meer, nê? Ja, ons probeer 'n one-stop shop te wees vir die kliënte en dis 'n besigheidjie wat baie klein begin het, maar absoluut gegroei het. En ons luister ook na ons kliënte. Weet dit begin net by liggies, maar toe ons nou weer kyk, het ons nou bome, ons het poinsettia, so elke jaar brei ons uit en ons luister wat ons kliënte sê en dis vir ons baie spesiaal om ons kliënte se Kersfees ekstra spesiaal te maak. En dankie vir daai geleentheid wat ons in die mark het om dit te kan doen. En julle is reg deur die jaar oop. Ek bedoel mense kan enige tyd van die jaar daar kom aanklop om Kersversierings in die hande te kry. Korrek, en liggies vir deur die jaar as jy nou op jou patio of jou huis 'n liggetjie wil hê. Ja, ons is daar. Nog iets wat vir my uitgestaan het is die curtain lights waarna jy verwys het ook in daai insetsel wat ook nou so 'n bietjie van 'n nuwe neiging is. Wil jy dalk net nog ietsie daaroor ook sê? Ja, dis die fynste liggie. Ek sien in jou boom is daar ook 'n tree curtain light. Dis vir my so mooi lig. Op die strandjie wat ons het is daar byvoorbeeld 600 LED's. Dan kan jy dink 600 liggies in jou boom. Dit is net vir my ongelooflik. En ja, en ek is 'n perfeksionis, so ek moet dit eweveel uitmekaar wees met daai tree curtain kom dit oor jou boom en kan letterlik dit eweredig uitmekaar en jou indruk en dit is vir my net 'n verskriklike mooi look op die einde van die dag. Ek het so aan jou gedink toe ek my eie Kersfeesboom toe nou einde ten laaste op Ek sien jy het. het nie poinsettias gebruik nie. Ek het nie. Ek het besluit en ek weet nie of dit verkeerd is nie, maar ek het besluit om vanjaar net vir iets 'n bietjie meer eenvoudig te gaan. So ek het net die balle gebruik Yes. en baie liggies, want hoe meer liggies Ja. hoe beter vir my. Maar nou wil ek vir jou vra, kom jy soms by mense aan en dan kyk jy daai Kersfeesboom en dan dink jy, Altyd en in shopping centers verskriklik. ja. Ek wil dit eintlik vir hulle gaan regtrek en mooi maak. Nee, dit vang my oog definitief, maar ek moet nou in daai lyn. Maar ek dink ook soos Els wat jy sê, begin nie met balletjies. Dit is lekker om elke jaar terug te kom en sê, weet jy, vandag wil ek nou dit add en dit maak dan nou ook vir jou Kersfees spesiaal. Dis my boom lyk nie elke jaar dieselfde nie. Ja. En dis wat dit lekker maak. Nou ja, jy het vir my gesê dat dit nie reg gedoen is tensy mens nie vol glitter of van glitter bedek is nie. En ek kan vir jou eerlikwaar sê, dit is wat wel met my gebeur het. My boom het self glitter of blinkers aan die takkies. ja. So ek en die kat wat my probeer help het, was bedek in glitter. Maar ek's baie bly om dit te hoor, dan het jy dit reg gedoen. En ons kan sien, dit is 'n persoonlike styl ook, want daar is blinkers oral op hierdie tafel. Desiree, baie dankie dat jy 'n draai by ons kom maak het. En ek sal regtig enigiemand aanbeveel om 'n draai daar by julle winkel in Lynnwood, Pretoria te kom maak. Ag, en baie dankie vir die geleentheid. Soos ek weer eens sê, dis vir ons baie spesiaal by Santa's Warehouse om mense se Kersfees se ekstra spesiaal te maak. Baie En dankie dit doen daarvoor. julle beslis. Baie dankie vir jou. Nou ons gaan voort daarmee om Kersfees so lank verder te vier. En die gitaarkerels, oom Henny de Bruin en die gitaarkerels is hier om ons hartsnare 'n bietjie te tokkel. Kom ons luister.